Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal met mekaar kan wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here ons met wysheid sal bekragtig om die waarheid van sy woord raak te sien, te verstaan, ter harte te neem en ook hierdie waarheid uit te leef in 'n wêreld wat wegsink in sonde en elende. Nou wil ek groet met die wonderlike woorde van Galasiërs 5 vers 22. Pragtige vers wat sê, want die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ag vriende, dit is die gebed van my hart dat u en ek gereeld ons lewe sal toets aan die hand van die vrug van die Gees en vir onsself gereeld die vraag sal afvra, hoe lyk my liefde vir God en my liefde teenoor my vrou en my kinders en my naaste en hoe lyk my blydskap in hierdie wêreld wat so morbied is en is daar vrede in my siel en is daar vrede in my gemoed, is daar lankmoedigheid, is daar vriendelikheid en al die vrugte wat volg. Toets self gereeld aan die hand van God se woord en vra die Here dat u sal groei saam met my in die vrug van die Gees, sodat ander kan sien ons behoort aan die Here Jesus Christus. Vanmôre gaan ons stil staan by die vraag wat gevra was oor die gedagte, wie is die skape en die bokke van Matteus 25. Nou vriende, kom ek lees vir julle 'n paar verse en dan gaan ons stil staan by hierdie gedagte en hierdie oordeenking. Die Bybel sê vir ons in vers 31, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. En dan sal hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee en ek het dors gehad en julle het my iets te drinke gegee, ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my niets te ete gegee en ek het dors gehad en julle het my nie iets te drinke gegee nie. Nou vriende, die vraag wat na vore gekom het, wie is die skape, wie is die bokke en dan ook wat is die gedagte, hoe sal ons geregverdig word eendag voor die Here, want uit hierdie konteks lyk dit of ons deur ons werke geregverdig word en dat ons moet werk vir ons saligheid. So kom ons kyk gou vinnig eers na wie is die skape en wie is die bokke en dan ook na wat die konteks vir ons leer. Nou vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat die skape die kinders van die Here is. Ek dink die konteks is baie duidelik, die wat aan die regterhand is die skape, dit is die mense wat aan die Here behoort. En die Bybel leer vir ons in Johannes die 10de hoofstuk, wat gaan oor die goeie herder, dat die Bybel vir ons baie duidelik sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. As u Matteus of Johannes die 10de hoofstuk gaan lees, dan u sien dat die Here sy lewe vir die skape afgelê het, en hy verwys dikwels na die kinders, sy kinders as na skape. Psalm 23, die goeie herder en dan ook die skape en hoe Dawid hierdie pragtige psalm geskryf het. So ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons as kinders van die Here die skape is van God se weide, dat hy die goeie herder is, dat ons hom volg en na sy stem luister, soos vanuit sy woord na ons kom en dat ons hom volg waarheen ook al hy ons lei. Aan die ander kant praat die Bybel van die bokke, die ongereddes, die mense wat die Here nie ken nie. En ag vriende, die Bybel sê, daar gaan 'n tyd wees dat die Here die skape en die bokke van mekaar gaan skei. Daar's baie mense wat vandag in die kerk sit, wat eintlik maar bokke is. Hulle woon kerk by en hulle sing liedere saam, maar hulle weet en God weet in hulle hart, dat hulle eintlik maar 'n Judas is, dat hulle nie die Here ken nie, dat hulle hom nie volg nie, dat hulle hom nie liefhet nie, dat hulle nie sy gebooie gehoorsaam nie. En die Bybel sê, gaan 'n dag van afrekening plaasvind wat die Here die skape en die bokke gaan onderskei. Nou die vraag is, hoe weet ek is deel van God se kudde, dat ek 'n skaap is? Ag, die Bybel sê vir ons baie duidelik in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is ons gered deur die geloof, dit nie uit onsself nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat ons nooit mag roem nie. So iemand wat deel van God se kudde is, wat 'n skaap van sy weide is iemand wat deur die geloof in die soenverdienste van Jesus vergifnis van sonde ontvang het en die ewige lewe. Dis hulle wat op daardie wonderlike plek en punt in hulle lewe uitgekom het, soos God deur sy gees in hulle harte gewerk het, om uit te roep, Here, wees my sondaar genadig. En dan, vriende, volg die vrug of die werke, soos waarvan ons lees in Matteus 25, vers 33 en verder, wat dan ook eie is aan die skape. Die Bybel sê, ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek. So daar was vrug gewees, daar was werke gewees. Onthou, daar bestaan nie iets
soos geloof sonder werke nie. Mense wat vir jou sê, jy kan gered wees en dan kan jy nog leef soos die wêreld, doen soos die wêreld, dink soos die wêreld, is mense wat vriende in 'n leuen vasgevang is. As Christus ons redder word, word hy ons koning, hy word ons meester, hy word die een wat vir ons sê hoe ons nou moet lewe. En een van die vrugte is, dat ons ook genade sal bewys aan ons naaste. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand, en dan ons naaste soos onsself. 'n Vrug van die ongeredde is, vriende, dat in die eerste plek hy dink hy kan homself red. 'n Ongeredde of 'n bok, soos die Bybel hulle noem, in die Bybel is hulle wat probeer deur eie werke vir hulle 'n plek in die hemel oop werk of bekom. Dis hulle wat probeer om miskien hier 'n almoes te gee en daar miskien 'n sieke te help en miskien daar 'n ou mens te gaan besoek en dan amper die gedagte van nou skuld die Here hulle die hemel. Dis hulle wat nog nooit tot geloof gekom het en hulle sondige toestand besef het en besef het dat hulle sonde skeiding tussen hulle en God bring nie. Dis hulle wat op hulle eie manier wil salig word en die Bybel leer vir ons daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Maar nou sê die Bybel ook wat die finale oordeel sal wees. Behalwe dat hulle Christus verwerp het, sê die Bybel dat hulle lewe gekenmerk was deurdat hulle nie omgegee het vir ander nie. U sien, 'n ongeredde is iemand wat eintlik selfsugtig is. Die meeste ongereddes is mense wat selfgesentreerd is. Jy kry die uitsondering op die reël en baie keer doen hulle dit vir eie voordeel en hulle sal sekere goed doen aan mense om eie voordeel te bekom. Maar vriende, die deursnee ongeredde mens het selfsug in sy hart, is iemand wat altyd 'n kwessie van ek doen vir jou dit om dit terug te kry. Daar is nie 'n onbaatsigtige gee van homself soos wat Christus homself vir ons gegee het en ons as Christene weer vir ander mense doen nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik: ek was 'n vreemdeling en julle my nie herberg gegee nie, en ek was naak en julle het my nie geklee nie, en ek was in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. En hulle sê, Here, wanneer was u honger en ons het u nie kos gegee nie? En die Here sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. So wat is die duidelike onderskeid? Die skape waarvan hier gepraat word, is die kinders van die Here. Dis hulle wat gered is uit genade deur geloof op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Dis hulle wat deur hulle vrug wys dat hulle lewe verander het. Die Here het 'n werk in hulle harte gedoen wat nou in hulle lewenswandel sigbaar na vore kom. Dis nie sondelose mense nie, maar is mense wat elke dag sê, nee, my lewe laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Die bokke in hierdie verhaal, vriende, of in hierdie gedeelte in Matteus 25 is die ongereddes, hulle wat op hulle eie manier probeer salig word, hulle wat in selfsug lewe, wat net vir hulle self lewe, wat nie die genade van Christus omhels het nie, wat nie redding van sonde ontvang het nie, wat nie vergifnis van sonde ontvang het nie, en wat eintlik maar elke dag lewe vir hulle self, vir hulle eie genietinge, vir hulle eie voordeel. En die Bybel sê, hulle sal hoor, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Daarom is het belangrik dat u en ek ons lewe sal ondersoek aan die hand van die skrif. En nou is daar net so slotgedagte, so voetnota wat ek hier wil gee. In Habakuk staan daar dat Habakuk sê, Here, u het my voete gemaak soos die van 'n ribbok. En die vraag het na my kant gekom nou, hoekom sal Habakuk na homself verwys as 'n ribbok? En die antwoord is baie duidelik, Habakuk verwys nie na homself as 'n ribbok nie. Hy sê die Here maak sy voete soos die van 'n ribbok. Met ander woorde, die Here laat hom op hoogte stree, ten spyte van die uitdagings, ten spyte van die stryd op aarde, ten spyte van die beproewinge, maak die Here sy voete vlugtig, maak die Here sy siel vas aan die waarheid, sodat hy nie struikel en val, en dan ook in hierdie ellende beland nie, maar dat hy ook waaksaam bly, en soos 'n ribbok, vriende, rats is met sy voete, so sê die Bybel ook, is kinders van die Here se oë gefestig op die Here, sodat hulle ook in hierdie wêreld vol sondige landmyne reg kan trap, sodat hulle nie vernietig word, en baie skade aan hulle self in die koninkryk van God doen, in die wandel saam met hom nie. Ja, ons weet daar is uitsonderings op die reël, waar mense nie waak en bid nie, en waar hulle sondig, maar die hoofgedagte bly, dat die Here wat ons gered is getrou, hy sal ons veilig in sy hemelse heerlikheid aanbring. En die reël is, dat die goeie werk wat die Here in ons begin het, hy sal volëindig. Daarom, as Habakuk vir ons sê, daar in Habakuk die 3de hoofstuk, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil.
Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte of van 'n ribbok en hy laat my tree op my hoogtes. Wonderlik om te sien hoe Habakuk sy vaste vertroue in die Here stel en sê, Here, ten spyte van hierdie wêreld vol landmyne, hierdie wêreld vol beproewinge, vol versoekinge, vol sonde, kan ek op U vertrou om my veilig deur hierdie veld vol landmyne te dra en hierdie lewe vol uitdagings en versoekings en beproewings, sodat ek veilig in U heerlikheid kan aankom en uit U mond hoor mooi so, goeie en getroue diensneg. Vriende, groete vir U, seën vir U, mooi dagie verder, tada.